Goeiemôre geliefdes. Dit is heerlik dat ons almal vanoggend hier saam kan wees in die naam van die Here as 'n gemeenskap van gelowiges. My gebed is dat ons die Here sal hoor en sal ervaar en beweeg sal word deur sy Gees. Vandag is 'n kinderdiens, so dit werk 'n bietjie anders as 'n gewone diens. So as jy nou nog nooit hier was nie, baie welkom en baie sterkte. Nee, ek speel, dis nie so erg nie. Maar dit is vir ons altyd belangrik om 'n jaar te begin en elke kwartaal te begin met 'n kinderdiens, want ons kinders is vir ons baie belangrik en ons is baie lief vir hulle, of hulle nou baie is en of hulle nou min is, of hulle groot is of klein is. Dit is vir ons baie lekker as hulle hier is en daarom probeer ons regtig vir hulle een keer 'n kwartaal 'n kinderdiens te gee. En ook, dis vir my belangrik dat die kinders in die kerk ook is, dat hulle nie altyd by die kinderkerk is nie, dat hulle nie altyd uit is nie, maar hier is, en hoor hoe ons praat, en hoor wat ons sê, en hoor hoe ons sê, ons is lief vir hulle, en ons gee vir hulle om, en ons ken vir hulle, so dis hoekom ek wil hê, daar moet altyd 'n kinderdiens wees, en hulle moet hier kan wees, en ek weet die groot mense sê vir my, hulle luister eintlik meer met 'n kinderdiens as 'n gewone diens, so dit maak my net nog meer op my sene wees. Maar nou ja, welkom vir jou, as jy vir die eerste keer hier is vanoggend, of vir die soveelste keer hier is vanoggend, welkom as jy jonk is, of welkom as jy al in jou gevorderde jare is, ons is almal baie welkom, net soos wat jy is, om hier te kom wees. Ons gaan nou die hele jaar praat oor ligte en liggies, en om 'n lig te laat skyn. Dit gaan oral wees, julle gaan dit sien, en dit gaan al hoe meer word hier in die kerk. Dit is soos elke keer as julle hier inkom, wil ek hê julle moet kom soek vir nog ietsie wat lyk soos 'n lig, of klink soos 'n lig, en dat ons nog 'n bietjie meer daaroor kan praat. En ek wil graag hê dat die kinders moet verstaan hoekom ons praat oor God is 'n lig, of ons is 'n lig. Hoekom sê hy dit ooit? Hoekom het hy dit vir ons vertel? So ons tema vir die jaar is 'n lig wat. En nou sê ek, wag net eers 'n bietjie, voor ons nou gaan praat oor 'n lig wat allerhande goed doen, kom ons praat net vanoggend oor 'n lig. Hoekom praat God van 'n lig wat skyn? Hoekom praat hy ooit daaroor? En wat het hy daarvan gesê? En die grootste vraag is, wat bedoel God as hy sê, ek is 'n lig, of gaan wees julle 'n lig? Want dis die twee goed wat hy meeste van die tyd vir ons sê. Ek is 'n lig, en gaan wees julle nou lig. Wat beteken dit? En wat moet ons daarmee maak? Dit is hierdie baie mooi gedeelte waar Jesus vir die mense sê, ek is die lig vir die mense van die wêreld. Dit staan in Johannes 8 vers 12. Ek lees hierdie uit die Bybel vir almal vertaling. Dit is een van die mooiste vertalings. Dit was altyd die Bybel vir dowes. En hulle het nou net die naam verander na die Bybel vir almal. En dit is so lekker kindervertaling eintlik om te lees. Jesus het weer met die mense gepraat. Hy het gesê, ek is die lig vir die mense van die wêreld. Elkeen wat my volg, sal nie in die donker loop nie. Hy sal die lig hê wat lewe gee. So dis die een keer wat Jesus gepraat het oor lig, en toe het hy 'n volgende keer gepraat en gesê, mense, julle is die lig vir die wêreld, en julle moet skyn soos 'n lig. En dit was in Matteus 5, dis 'n bietjie 'n langer gedeelte. Julle is vir die wêreld soos lig wat skyn. As 'n stad bo op 'n berg lê, dan kan al die mense die stad sien. So steek mense 'n lamp op, en maak dit toe onder 'n emmer nie. Nee, mense sit 'n lamp op 'n lampstaander en die lig skyn sodat almal in die huis dit kan sien. So moet die mense ook julle lig sien. Hulle moet sien julle lewe reg, dan sal hulle ook julle Vader prys wat in die hemel is. Jesus sê twee goed vir ons in hierdie gedeelte. Hy sê, partykeer weet hy, dit voel of ons 'n bietjie in die donker lewe. Partykeer is die lewe donker en moeilik. En mense kan nie lekker sien wat om te doen, of waant om te gaan, of hoe hulle moet maak nie. En toe sê hy, ek wil nie hê dat julle so moet voel nie. Ek wil nie hê julle moet voel asof julle in donkerte leef nie. Nee, julle moet voel of julle in die donkerte moet rondsukkel nie. Het julle ook as kinders, of kinders speel julle nog donker kamertjie? Nou my ouma en oupa het op 'n plaas gebly. En as jy die ligte daar afgesit het, het jy niks gesien nie. En dit was baie scary. En ons het dit die hele tyd gedoen. Dit maak nie sin nie. Dan gaan ons in my ouma en oupa se kamer in. Hulle het die grootste kamer gehad. Ons maak ons die gordyne ook nog toe. En ons sit die ligte af. En dan kruip al ons niggies en neefies weg in die kamer. En een niggie of gelukkige neefie moet buite kan die deur staan. Dan kruip ons almal weg. En dan moet daai niggie of neefie inkom. En in die donkerte ons kom soek.
En nou partykeer kruip jy weg en dan is jy eintlik baie bly as hulle jou eerste kry. Want as hulle jou laaste kry, moet jy die hele tyd in daai donker kamer lê en wag dat iemand jou kom haal. Want dis nie lekker om in die donker te leef nie. Dis nie lekker as jy daar in die kamer lê en jy kan nie eers jou hand so voor jou oog sien nie, want dit is hoe donker dit was. Nou Jesus sê presies dit. Moenie in 'n donker kamertjie leef nie. Ek sal vir julle lig wees. Ek sal vir julle wys hoe lyk die lewe as iemand die lig kom aan sit. Ons hou mos nie van die donker nie. God weet dit. Die eerste verhaal in die Bybel is waar God sê, daar was donkerte en toe het hy die lig gemaak, die son vir die dag, die maan en die sterre vir die nag. Maar toe het hy nog klomp ander maniere van lig gemaak. En dit is waar ek wil hê ons moet praat vandag. Daar is klomp verskillende maniere van lig, waar Jesus vir ons sê, ek sal jou donkerte wegvat, en ek wil hê jy moet 'n lig wees vir hierdie wêreld. Die eerste ding waar ek wil hê ons moet praat vandag is 'n bedliggie. Wie wil vir ons hierdie 2 lampies kom aansit? Emily, gaan jy? Yes, ek het geweet. OK. Hier is ons ietsie. Daar. OK, daar. So as jy in die middel van die nag wakker word in jou kamer en is pikdonker, is dit nie lekker nie. En dan die enigste ding, alles wat jy dan sien, maak jou sommer bang partykeer, nê. Jy weet nie waar jy is nie. Jy weet nie of kruip daar iets onder jou bed weg nie. Daai teddybeer wat daar lê, kan jou sommer bang maak as daar nie 'n lig is nie. En dan is dit so eenvoudig. Ons seentjies in hulle kamer het so 'n liggie wat jy net so kan touch en dan gaan hy aan. Jy hoef nie eers te probeer soek vir 'n aanskakelaar nie. Want ons wil vir hulle sê, die oomblik as jy daai ding touch, dan gaan daar 'n liggie aangaan en dan sien jy. En dan is jy nie meer so bang nie. En dis die eerste ding wat Jesus vir ons kom sê. Ek is soos 'n bedlampie vir jou lewe. As jy dink jy's bang en jy weet nie wat om jou aangaan nie, dan moet jy net aan my dink, want ek vat die bang weg. 'n Bedlampie in jou kamer vat die bang weg. Want dit wat jy nie kan sien nie, kan jy nou ewe skielik sien as jy die liggie aansit. So ek wil hê jy moet elke dag as jy in jou kamer instap, of in iemand se huis instap, kyk wat se lampe staan daar. En as jy nie 'n lamp in jou bed in jou kamer het nie, langs jou bed het nie, vra vir mamma en pappa, ek soek 'n lampie, om die bang weg te vat, maar om te weet, dit is wat Jesus met my doen. Hy maak my dapper. Hy vat nie altyd dit weg wat my bang maak nie. Dit is nog steeds scary om skool toe te gaan. Dit is nog steeds scary om partykeer nuwe werk te doen, vir nuwe maatjie te maak. Dit is scary, dit is nie lekker nie. Maar hy sê, as ek saam met jou is, dan maak ek jou dapper. Die tweede ding wat hy sê is, ek is vir jou soos 'n flits. Sê, wil jy hierdie flitsie vir ons kom aansit? Sê jy? Nee. Nee, maar kom. Nee, Luca, gaan jy maar kom. Yes. Kyk wat gebeur as ek moes nou in ons kampkrat gaan krap het vanoggend. Daar agter. Daar, ja. In jou gesig. Kan jy hom sien so? Waar is hy mee? So, dis hy. So as jy nou in die nag loop, hierdie is nou die perfekte lampie vir dit. As jy in die nag loop, nê, en jy weet nie waarheen jy moet stap nie, dan sit jy nou hierdie lampie op jou kop, hierdie flitsie sit jy op jou kop, en hy's baie skerp. Hy gaan presies vir jou wys waar om te loop. Want as jy nie weet waar om te loop nie, dan loop jy dalk die verkeerde pad. Dan loop jy deur die modder. Dan loop jy dalk in 'n draad vas. Dan loop jy dalk op die gras waar daar goggas kan wees of iets erger. En 'n flits sê, as jy loop, sit die flits aan, want ek wys vir jou die pad om te loop. Nou dit is goed as ons as kinders van die Here weet wat se pad om te loop. Want dan sal ons nie jok nie. Ons sal vriendelik wees met ons maats. Ons sal weet wat om te doen. Ons sal weet wat is reg. Ons sal kan sien wat is reg. Ons liedjie het nou gesê as ek die Bybel lees, dan is dit soos 'n flits vir die donker, want ek lees, ek weet wat om te doen. Baie keer wonder ons hoe om te leef. Groot mense wonder ook wat om te doen. As ons net die Bybel lees, dan wys dit vir ons, hierdie is die pad.
Hierdie is soos ek is 'n wys vir jou. Hier is nie modder nie, hier is nie slaggate nie, hier is nie goggas nie, ek wys vir jou die pad wat jy moet loop. Die eerste een sê, ek vat die bang weg, ek maak jou dapper. Die tweede een sê, ek stap saam met jou, ek wys vir jou wat se pad om te loop. Hoe om met jou maatjies te praat, hoe om met jou mamma en pappa te praat, hoe om hoop te hê vir die wêreld. Die derde ding is kersliggies. Dan as jy het gesê, jy gaan dit vir ons kom aansit, nee. Kersliggies is daarom 'n lekker ding, nê? Nee? Laat ek nou op die regte plek kom. 'n Kersboom kan nou maar baie vervelig wees as daar nie kersliggies aan is nie. Enige plek kan eintlik baie mooi gemaak word die oomblik as daar kersliggies aankom. Selfs in die tuin, het julle al gesien hoe mooi lyk liggies, fairy lights in iemand se tuin? Die boom kan so vaal lyk, of die tuin kan so vaal lyk, of jy kan nie sien wat daar buite aangaan nie, en dan sit jy die liggies aan, en dan lyk dit so mooi. Ek het foto's geneem oor Kerstyd, waar Daniel net daar om my kersboom sit en speel. Al die ligte in die huis is af, maar die kersboom se liggies is aan. Dit maak ons vrolik, dit maak ons vriendelik, dit maak 'n hele vertrek sommer net mooi. Nou baie keer, as ons leef asof God se lig in ons is, dan kom sê mense, jy lyk anders. Hoekom lyk jy vrolik? Hoekom lyk jy vriendelik? Iets is anders aan jou, jy maak die vertrek anders voel. Soos kersliggies 'n hele vertrek anders laat voel. Soos fairy lights 'n hele tuin anders laat voel. As ons God se lig in ons het, dan is ons dieselfde. Dan laat ons die wêreld anders voel. Dan laat ons mense anders voel, want ons is vrolik, of vriendelik, of mooi, of sag. Ons raas nie die hele tyd nie, ons beklei nie die hele tyd nie. Ons maak mense sommer net lekker voel. Maklik voel om by ons te wees. So Jesus sê, as julle 'n lig vir hierdie wêreld wil wees, dan doen dit. Maak die vertrek mooi. Maak dit vir ander mense lekker om by julle te wees. En die laaste ding is natuurlik, Jesus sê ook, julle is 'n kers. Hier gaan ek nou 'n paar kersies, dan miskien moet jy vir ons hierdie kerse aansteek. Die aansteker lê net daar. Steek hom almal aan, ja. Het julle al gesien as jy sê nou maar buite sit en braai en jy steek 'n kers aan of jy steek, daar's 'n lig aan. Wat gebeur met al die goggas in die hele buurt? Hulle kom na daai liggie toe. Het jy al gesien as jy ergens is waar daar baie muskiete is en jy het per ongeluk jou kamer se lig aan vergeet, daar's 'n kers in jou kamer. Al die goggas kom vlieg daar rondom daai kers. En Jesus sê vir ons, as julle 'n lig vir die wêreld wil wees, dan kom die mense so na julle toe. Wag, soos wat hulle na 'n kers toe kom. Kyk, hierdie kerk gebeur dit nou presies so. Hierdie kerk gebou soos 'n lig wat mense trek en sê, kom hier na toe. Kom wees hier by ons. Kom voel hoe dit voel om saam met ander mense te lewe en kerk te hou en te bid en te sing. En dis wat ons is as ons 'n lig is vir die wêreld. Die mense gaan so maak, woep, hulle gaan na ons toe kom. En hierdie gemeente probeer ons regtig dit doen. Ons gaan hierdie jaar klomp goed probeer om vir mense van buite af te sê, kom hiernatoe. Hier kan jy by ons kom wees. Hier kan jy die lig sien en die lig voel en die lewe kan vir jou baie, baie mooi wees. 'n Bedliggie vat die bang weg. 'n Flits wys vir ons waar om te loop. Kersliggies maak ons vrolik en vriendelik vir mense rondom ons. En 'n kers sê, kom hier na my toe. Hier sal die lewe bietjie lekkerder voel of mooier voel, want ons is deel van God se lig.
So, Jesus sê vir ons, ek sal julle donker lig maak, want ek is by julle. En Jesus sê, gaan wees julle nou lig vir ander mense, sodat die wêreld bietjie minder donker sal wees vir hulle. Maar ons het maar 'n herinnering nodig van dit, want dit is nie altyd maklik om dit te doen nie, en ons vergeet baie keer. So, ons het vir julle, veral vir die kinders, 'n sleutelhouertjie gemaak, of so 'n dingetjie gemaak, wat jy aan jou tas kan sit wat skool toe gaan, nê? En kyk, jy moet nou jou verbeelding gebruik, maar dit is 'n kers, met 'n liggie wat bo aanskyn. Sien julle dit? So ek wil hê jy moet hierdie aan jou tas sit. En dan elke keer as jy dit sien, dan weet jy, ek moet my liggie gaan skyn vir ander mense, en ek moet weet, Jesus skyn sy liggie by my, ek hoef nie in die donker te loop nie. In die ou dae het mense parafienlampe in die strate gehad, en dan moes daai parafienlampe aangesteek word, om lig te gee vir die straat. En ek het 'n storie gehoor van 'n seentjie wat gesê het, papa, toe hulle die lampe aansteek en sê, papa, kyk, hulle maak gate in die donker. En dit is so 'n mooi metafoor. My gebed vir ons almal is, dat ons as ons hier uitstap, gate in die donker sal gaan maak, met wie ons is, en die lamp en die lig wat ons saam met ons dra, en mag die Here ook in jou lewe, gate in jou donkerte kom maak, met die lig wat hy is. Ongeag jou omstandighede, en jou vrese, en jou uitdagings, mag hy kom lig skyn vir jou, en waar jy is, en wat jy doen. Hier's vir almal 'n sleutelhouer, wat ek regtig graag wil hê jy moet in jou kar sit, of aan jou sleutel sit, sodat jy dit kan sien, en 'n herinnering kan hê van die Here wat sê, ek is 'n lig vir jou, en ons roeping om 'n lig vir die wêreld te gaan wees. Daniel het dit vir ons hier op die tafel uitgepak, so as Minda haar naspel speel, kom sommer hier verbygestap, en dan gaan julle daar uit, en dan kan julle kom tee drink, nou moet almal gaan tee drink ook, want dit sal so lekker wees, dan kom drink julle eers tee, en dan vat jy vir jou een van hierdie. Maar vir nou, kom ons bid eers saam, ons slotgebed, en dan na dit kan jy opstaan om ons slotsang te sing, dan bly jy staan vir die uitspreek van die seën, en die wegsendingslied daarna. Maar vir nou kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons elkeen raak sien, ons wat moet skool toe gaan, en partykeer is dit lekker, en partykeer is dit maklik, en partykeer is dit moeilik, en partykeer wil ons nie gaan nie, maar U sê, ek stap saam met jou, ek is 'n lig vir jou, ek wys jou hoe om te loop, jy hoef nie bang te wees nie, gaan wees vrolik, en laat die mense na jou toe kom, om iets van liefde te ervaar. Mag dit ook met ons as gemeente gebeur, dat mense hierheen sal kom, en iets van U liefde voel, en hoor, en sien, en beleef. Here, gaan asseblief met ons as gemeente in hierdie jaar in, sodat ons werklik waar lampe sal wees wat bo op die emmer staan, en 'n dorp sal wees wat bo op die heuwel staan, en regtig waar U lig sal deel met mense om ons. Dankie dat ons dit van U kan vra, ons vra dit in U naam alleen. Amen.